Ons tema vir oggend is dankbaar oor drome wat nie waar geword het nie. En een van die vreemdste dinge wat in 'n mens se geloofslewe kan gebeur is dat ons later op 'n punt kom wat ons begin dankbaar raak oor dinge wat nie gebeur het nie, oor planne wat nie gerealiseer het nie, oor deure wat gesluit het, paaie wat skielik tot 'n einde gekom het. Maar partykeer word ons dankbaar vir dinge wat nie gebeur het nie. Want God het geweet wat ons nie weet nie. Een teoloog het dit so gestel, hy het gesê, God se nee is dikwels beter vir my as my eie ja. En ons gaan volgens stil staan by 'n teks Spreuke 16 vers 9 en in die hele Spreuke vat hy hierdie gedagte in so mooi enkele punt saam. Maar voor ons die teksvers lees, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Here, dankie dat ons vanoggend 'n kers van hoop kan aansteek. Here, dankie dat ons vanoggend kan gesels oor hoe dankbaar ons is en wat dit beteken vir die pad vorentoe. Here, dankie dat ons vanoggend hier in U naam by mekaar kan wees. Here, ons kan nie anders as om te dink vanoggend aan dies wat nie kan wees nie. Te dink aan dies wat vanoggend dalk siek is. Dies wat dalk vanoggend en in hierdie advent en feestyd eensaam is. Here, wil U ook so by hulle wees. Wil U ook U teenwoordigheid soos 'n lig in hulle lewe laat skyn. Here, as ons vanoggend die woord oopbreek, Here, help ons om dit soos goeie kos in te neem. Here, dat dit ons in ons sal verteer, dat dit ons sal voed en dat ons dit sal uitleef in hierdie wêreld. Amen. Ek lees vir ons net Spreuke 16 vers 9. Maar ek wil graag een en elkeen uitdaag, gaan lees die hele Spreuke 16. Want die hele Spreuke 16 handel oor God se soewereiniteit oor ons lewens, oor die heelal en hoe sy tyd anders is as ons sin. Maar Spreuke 16 vers 9 sê, die hart van 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal sy voetstappe. Net tot sover. Wanneer Spreuke 16 vers 9 sê, die mens maak sy planne, maar die Here bepaal sy koers, gebruik die skrywer twee kragtige Hebreëse werkwoorde. Die eerste is die woord beplan, chasaf, en dit beteken om doelbewus te dink, om te droom. Dit beteken om strategieë uit te dink. Daardie tipiese dinge waarmee ons dag tot dag besig is. Dink vooruit, beplan. Ek moet planne maak vir wanneer dit gebeur. Ja, het ek iets hier in die sak vir wanneer dit gebeur. Dit is daai tipiese beplande besluite wat ons maak. Die Bybel in hierdie teksvers ontmoedig nie beplanning nie. Dit aanvaar dit as wysheid. Maar dan staan daar die Here rig die koers. 'n Woord wat beteken om reguit te maak, om standvastig te wees. Met ander woorde, ons kan beplan, maar God besluit op die ouende die pad wat ons moet loop. Soos ek nou gesê het, hierdie vers staan in 'n groter tema van God se soewereiniteit oor menslike planne. Dit wys menslike verantwoordelikheid teenoor goddelike leiding. Spreuke kom en hy sê nie, ons het nie beplanning nodig nie. Ons moenie droom nie. Inteendeel wat Spreuke in hierdie hoofstuk wil probeer oordra, is dat goddelike leiding en menslike verantwoordelikheid en beplanning nie twee teenpole is nie, maar dat dit iets is wat saam beweeg. Twee gedeeltes van die lewe wat saam ingespan moet word.
Die wysheid van Spreuke sê ook nie vanoggend vir ons dat ons uitgelewer is aan ons omstandighede nie. Dit is nederig. Dit erken dat ons harte vol planne het. Dat ons 'n klomp dinge het waaroor ons droom, maar dat God se stem op die ou ende harder is as ons drome en ons beplanning. Ons sien dit in ander skrifgedeeltes. Ons sien dit in Jeremia 10 vers 23, waar die gedeelte ons herinner dat geen mens sy eie pad volledig kan bepaal nie. Psalm 37 vers 23 sê dat die Here die gang van die mens bevestig. Die kern is dus eenvoudig, maar radikaal. God werk nie ten spyte van ons planne nie, maar deur hulle. En soms juis deur die drome wat nooit waar word nie. Hierdie teks leer ons dat God se koers en sy planne baie keer anders is as dit is wat ons beplan. Hierdie teks wil nie ons drome kom afbreek nie, maar ons 'n beter fondament gee om op staat te maak wanneer ons droom en begin beplan. Die tema dankbaar vir drome wat nie waar geword het nie, kom sê glad nie vanoggend vir ons moenie droom nie. Dit sê, wees wys genoeg om jouself nie aan jou drome te verbind nie, maar aan die Here wat jou koers vasmaak. En soms, eintlik baie keer, lei God ons deur sy genade weg van ons eie planne af. Nie omdat ons planne sleg is nie, maar omdat sy planne beter is. Omdat hy dalk 'n groter doel het wat ons nie sien en op daardie oomblik verstaan nie. En daar is 3 groot waarhede wat ons help om dankbaar te wees oor onbeantwoorde drome. En die eerste waarheid is 'n geslote deur baie keer 'n beskerming of God se beskerming. As ons net na voorbeelde in die Bybel kyk, dan sien ons soveel stories waar die planne nie uitwerk nie. Waar dinge nie gebeur soos wat hulle dink dit gaan gebeur nie. As ons maar net kyk na Josef se storie. Josef se droom was nooit om verkoop te word nie. Hy het nie gedroom om 'n slaaf te wees nie. Dit was nie sy grootste wens om in die tronk te beland nie. Maar elke geslote deur het hom op sy eintlike bestemming gerig. Dieselfde teoloog Walke wat ek nou genoem het, sê God buig self menslike kwaad tot goddelike koers. Maar sonder al hierdie dinge wat gebeur het, sonder al hierdie drome wat nie waar geword het nie, sou Josef nooit die droom kom leef wat God vir hom gehad het nie. Psalm 37 vers 23, dieselfde. Lees ons, die Here bevestig die gang van 'n man. En as ons kyk na die woord bevestig, dan sien ons in die betekenis van hierdie woord wat hulle gebruik het, veilig maak. Baie keer lewe ons soos die psalme skryf, maar dan is dit God wat ons wil veilig hou. Want God se nee is baie keer 'n veiligheidsmaatreël vir ons lewe. Drome wat nie waar word nie, is baie keer beskerming van God se kant af. Die tweede waarheid is, God laat drome doodgaan om iets in jou te herleef. Wanneer ons drome soms nie waar word nie, is dit nie net beskerming nie, maar is dit juis sodat ons iets anders kan beleef,
sodat ons iets nuuts kan beleef, sodat ons in 'n ander koers kan beweeg, soos in die geval van Paulus. Paulus beleef ongelooflike lyding, nie omdat dit God se wil is nie, maar in hierdie lyding beleef hy God en God se genade. Ons sien dit in 2 Korintiërs vers 12, waar God vir Paulus sê, maar my genade is vir jou genoeg. Net omdat dit swaar gaan, of moeilik gaan, of dinge nie uitwerk soos wat jy wil hê dit moet uitwerk nie, beteken nie dit is altyd God se wil nie. Maar wanneer planne verander, wanneer dinge nie uitwerk soos dit moet nie, wanneer drome nie waar word nie, is God daar. Is hy juis dan teenwoordig. Want wanneer ek swak is ek op my sterkste. Die derde waarheid is, God kies die koers, maar ons moet nog steeds die tree gee. Wanneer ons vanoggend sê, ons is dankbaar oor drome wat nie waar geword het nie, kan ons nie anders as om daai woorde te sê in dieselfde asem wat ons sê, ek is juis dankbaar oor drome wat nie waar geword het nie. Ek is juis nie bekommerd oor die toekoms nie, omdat ek op God vertrou. Spreuke 19 vers 21 sê, baie planne is daar in die hart van die mens, maar die Here se besluit staan vas. Maar hoe lyk hierdie dankbaarheid prakties? Hoe lyk dit om te leef in dankbaarheid oor drome wat nie waar geword het nie? En ek wil begin afsluit met 5 punte oor hoe ons hierdie dankbaarheid kan uitleef. Deur nie net dankbaar te wees in die verlede nie, maar om vorentoe te gaan in vertroue in 'n onsekere toekoms. Dankbaarheid is om terug te sê, om terug te kyk en te sê, maar nou sien ek. Die Here rig jou pad nie sodat jy dadelik verstaan nie. Daar het al soveel goed gebeur. Soveel getuienis sit vanoggend hier in hierdie gemeente oor dinge wat gebeur het, wat ons nie dadelik verstaan het nie. Maar dalk vandag is daar iets. Dalk vandag is daar 'n verhouding wat nie uitgewerk het nie. 'n Werk waarvoor jy nie gekies het nie. 'n Deurbraak wat nooit gekom het nie. 'n Droom wat heeltemal platgeval het. Dalk vanoggend is daar hierdie stuk onsekerheid. Om dankbaar te leef beteken om God te vertrou. In hierdie verhouding wat nie gewerk het nie. In hierdie werk waarvoor jy nie gekies het nie. In hierdie deurbraak wat nie gekom het nie. Wanneer die droom platgeval het en nie waar geword het, soos wat jy gewens het dit sal nie. Dankbaarheid is om in die Here te sê, selfs nou, selfs vanoggend, glo ek. Dit is nie dankbaarheid vir die pyn nie, maar vertroue te midde van die pyn. En dit is Romeine 8 vers 28 se wysheid. Alles werk ten goeie mee. Nie elke ding is goed nie, maar God werk deur elke ding. Dankbaarheid is om vorentoe te sê, Here, rig weer my koers. Drome is baie keer ankers in die lewe, maar God is die kaptein. Bid, so Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, vertrou op die Here en hy sal die paaie vir jou gelyk maak.
Dit beteken vanoggend dat ek sal aanhou droom. Maar ek bind myself nie aan daai droom nie. Ek bind myself aan die God wat my koers bepaal. Die laaste, die mooiste dankbaarheid kom eers in die einde van die pad. Eendag, wanneer ons terugkyk, sal ons sien hoe God ons bewaar het. Hoe hy vir ons die paaie gelyk gemaak het. Eendag sal ons sien hoe dinge wat ons gedink het geleenthede was, valstrikke is. Hoe hy mense van ons af weggevat het wat ons dalk sou seermaak. Hoe hy ons uitgehou het uit plekke en werke wat ons ondergang sou beteken. Hoe hy drome laat sterf het om 'n beter storie te skryf, om 'n ander storie te skryf. En dan sal ons kan sê, Here, dankie vir wat U gedoen het. Maar ook dankie vir wat U nie gedoen het nie. Dankie vir dit wat nie waar geword het nie. Want soms is geslote deure ons grootste genade. Soms breek dit ons harte wanneer drome nie waar word nie. Maar in die lig van Spreuke 16 vers 9 leer ons iets heiligs. God breek nie drome om ons te straf nie. Hy rig ons paaie om ons te bewaar. Sy nee is nooit leeg nie. Dis 'n padwyser na 'n beter jaar. Mag ons dan die moed hê om vandag terug te kyk en te sien hoe God sy hand oor ons lewens gehou het. Selfs wanneer ons dit nie verstaan het nie. Mag ons vorentoe stap met 'n stille, diep vrede. Dat die God wat ons drome ken, die God wat ons harte ken, nie net vandag nie, nie net soos gister nie, maar ook môre ons koers sal bepaal. Amen. Hemelse Vader, ons verstaan nou maar net gedeeltelik, maar eendag sal ons ten volle verstaan. Maar Here, tot op daardie dag, mag ons elke dag leer om op U te vertrou, om op U staat te maak, om te kyk na die koers wat U vir ons bepaal. Here, wil U hierdie gemeente, Here, wil U een en elke persoon wat vanoggend hier sit, of dalk nie kan wees nie, se koers bepaal. Nie net in hierdie feestyd en in Advent nie, maar ook so in hierdie nuwe kerkjaar wat vir ons voorlê. Amen.